en in daardie operasie het die dokter 'n fout gemaak. Dadelik sy fout agtergekom. Ek het gedink soos, wat is fout met hierdie verpleegsters? Kan hulle nie die ligte af, ek wil slaap. En daai saam met die Here se teenwoordigheid en net die engele rondom my gevoel in die ICU het so. Want dan was 'n vraag wat ek gedink het, ek moet jou vra, het jy gekoop? Moet jy gekoop om nie vrees toe te laat nie, maar baie welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Karike. Ek wil eers begin met 'n skrif voordat ek julle vertel wat het in Karike se lewe gebeur. Dit is in Jesaja 41:10. Ek lees hom in die Engels. Fear not. Ek dink vandag het iemand nodig om te hoor. Fear not. For I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Vandag gaan Karike vir ons vertel waar sy in 'n onverwagte operasie na die hospitaal toe gejaag is en dit wat sy ervaar het, maar die bonatuurlike vrede van die Here oor jou. Karike, ek sien baie uit na hierdie getuienis want ek dink daar's baie dinge wat mense elke dag moet face, as ek dit nou so kan sê, en dit bring vrees. Daar's soveel dinge in ons lewe vandag wat vrees kan veroorsaak en waar jou getuienis vandag soveel bemoediging kan bring en hoop kan bring teen die vreesgees, né? Nee? So vertel vir ons 'n bietjie, wat het in Oktober 22 gebeur? Dankie Anita. Ons was besig met 'n recording by die huis die aand, wat ons mense ook geïnterview het vir ietsie. En na dit het ek ewesklik net 'n verskriklike pyn in my regterskouer gekry. Ek het maar pilletjies gedrink en proef, wat doen jy? En seker so 3 daai oggend toe besef ek hierdie pyn gaan nie weggaan nie. Maar nou het ek al gegoogel en elke denkbare siekte onder die son opgedis vir myself oor wat dit kan wees. By die hospitaal aangekom en na 'n paar toetse en dinge het die ouens agtergekom dit is eintlik galstene. Sjoe. En dat van daai galstene het nou al beweeg in die lewerpypie in. Tegniese goeders, maar nie op die regte plek waar hy moes wees. Ja, mense het eintlik gedink het galstene sou jy hier seer gehad het en nie die skouer ja, nie. Nee, dis nou 'n verwyste pyn wat baie keer maak dat mense nie vinnig genoeg optel nie. Ja. Want ek besef toe na die tyd, ek het al 'n geruime tyd pyn gehad daar, maar ek het net aangeneem, maak my skouer seer of iets opgetel of weet spasma. Jy verstaan. En toe wat gebeur is, ons moes eers 'n operasie te doen om daai galstene uit die verkeerde pypie te kry, sodat hulle die volgende operasie kon doen om toe nou die galblaas te verwyder. Operasie 1 was reeds wonderwerk 1 wat gebeur het, want tydens daai operasie het die dokter besluit hy gaan 'n klein stent in my pankreapypie insit, net vir ingeval die pankrea ontstel raak in my Afrikaans en die pypie vernou dan en hy kan nie sy werk doen. So die stent hou dan daai pypie oop. En ons het 2 dae later toe ingegaan vir die verwyder van die galblaas en in daardie operasie het die dokter 'n fout gemaak. In plaas van die jou galblaas het sy pypie en dan connected met die lewerpyp, die common bile duct. Okay. En hy het daai common bile duct afgesny in plaas van die pypie na die galblaas. So in ander woorde, hy het die lewerpypie gesny. Sure. En dadelik sy fout agtergekom. En die spesialis eenheid wat by UCT in Kaapstad is gekontak en gesê dis wat gebeur het. Hulle noem dit internal surgical injuries. En vir hulle gevra wat moet hulle doen. En hulle het dadelik vir hom gesê om dreineringspype in daai area te sit, want nou is die gal wat gewoonlik deur daai lewerpyp in jou verteringskanaal inloop afgesny. So daai gal loop in my buik. En daai is baie gevaarlik want dit is toksies en kan sepsis veroorsaak en 'n klomp dinge. So toe ek uit die teater gestoot word, my grootste bekommernis was hulle moes my net nie oopsny nie. Jare terug is dit hoe hulle die operasie gedoen het, maar nou in die moderne era doen hulle dit laparoskopies, so daar's 'n paar gaatjies en toe my eerste vraag toe my oog oop gaan was, het julle my oopgesny?
suster is soos, wat die hek is fout met jou? En dis die meeste van jou probleme, suster. Ja. En ek het gevoel, iets is nie lekker nie, ek het geweldig baie pyn gehad. En my man, Kevin, het my in die ICU gekry en gesê die dokter het fout gemaak. Sjoe. Wat het jou gedagte opgekom as jy daai woorde hoor? Is dit soos 'n skok vir jou? Ek dink op daai oomblik was die realisasie van wat dit was nie so groot soos die pyn waarin ek was. Ja, ja. Want hulle kon nie die pyn onder beheer kry nie. En die pyn is tweeledig. Die pyn nog steeds in die skouer, want nou weet jou lyf nie wat aangaan nie. Die pankreas is ewe skielik onder druk, want daar is goed in jou buik wat nie daar moet wees nie. Jou galblaas is nou uit. So daai gal veroorsaak 'n pyn wat ek kan beskryf soos wanneer jy 'n reflux het of swelbrand times 10. Sure. En daai gaan nie weg nie. Maak nie saak hoeveel Enos jy gaan drink nie, hy gaan nie weg nie. Ja. So hulle kon daai pyn kon nie onder beheer kry nie. En deur die eerste aand gegaan en UCT, ek moet sê dit is in hulle doen net hulle werk, maar hulle is wonderwerk nommer 2 van my. Ja. Want dit is 'n spesialis groepering dokters wat internasionaal saam met ander dokters werk wat op hierdie selfde tipe van ongelukke werk. So hulle kon dadelik sê stuur haar. En daai volgende oggend het hulle my per ambulans UCT toe gevat. UCT is die akademies of is die hospitaal, Netcare hospitaal wat gekonnekt is aan, ekskuus vir die Engels, aan die staatshospitaal. So hulle leer ook studente daar en hulle is dan nou deel van UCT se mediese departement. So jy het ouens wat opleiding doen, dit is gekwalifiseer, hulle is internasionaal betrokke met mense sodat hulle die beste kennis vir die studente kan gee. So Dr. Bernan het ons daar ontvang en weet ons begin praat oor wat is fout, weet en hulle, daar's 'n skaal vir my tipe besering wat ek opgedoen het, wat hulle dan sien hoeveel van die lewerpyp is oor. Hoeveel herstel en bouwerk en goeders moet dan nou gedoen word om dan nou weer daai te herstel. En die Here het net so voorsien deur hom vir ons, is die ry was die rustigheid van self. Hy het vir my en vir Kevin net soveel bemoediging gegee en net gesê hy gaan saam met ons hierdie pad stap en ons moenie bang wees nie. En hoewel daar gesprekke oor lewe en dood is en is daai goedjies reg en in plek en so aan, het hy dit op 'n manier gedoen wat nie vrees ingebring het nie, want baie keer sal dokters in sulke situasies inkom met 'n gesprek van vrees. Ja. Pas op, hierdie ding gaan gebeur. Selfs as mense kankerdiagnoses kry of ander erge diagnoses, weet, kom dokters met 'n vreesgesprek en dis die een ding wat hierdie dokter nie gedoen het nie. Hy het met 'n hoopgesprek ingekom. Hy het nie ingekom met 'n gesprek wat sê ek gaan jou bang maak, jy moet XYZ doen nie. Hier is hoop. Ons gaan hierdie ding uitsorteer, byt jy net vas. Ja. En dit is hoe ek by UCT toe in die ICU eenheid geëindig. Sjoe. Jy praat so van dat jy kon eintlik die Here se hand al van die begin af gesien het toe jy in die hospitaal ingegaan het, want jy noem dit wonderwerk op 1, wonderwerk op 2 en wonderwerk op 3. En vertel vir ons 'n bietjie van jou wonderwerke, maar in die ICU het jy 'n supernatural encounter met die Here gehad. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan wat soveel vrede in jou lewe gebring het op daai oomblik toe jy in die hospitaal gelê het. So enigiemand wat al in 'n ICU is sal weet, dis nie die stilste, rustigste plek wat jy kan kry nie. Ons heeltyd mense wat jou kom monitor en kyk as jy okay en jy's in jou eie cubicle. En 'n klomp goed gebeur in daai tyd, weet, en omdat dit ook 'n opleidingshospitaal is daar studente wat deurkom en kom gou kyk en gaan terugvoer gee vir die dokter en daai van ding. Die grootste, ek onthou nie baie van daai 3 dae in die ICU nie. Want die pyn was net te veel. Omdat hulle nie die gal kon uitsorteer nie, kan hulle nie die pyn heeltemal wegvat nie. Daar's net nie genoeg om daai te doen nie. En ek weet my dag en nag was die mekaar geraak, want jy's net in 'n survival mindset op daai oomblik. Maar eers deur die nag, want die ligte was af, het ek wakker geword en my hele vertrek was verlig
ek weet ek het gedink soos wat is fout met hierdie verpleegsters? Kan hulle nie die ligte af wat wil slaap. En besef maar dis nie die ligte nie, dit is die teenwoordigheid van die Here wat op daai oomblik in daai vertrek was. En die Here het met my begin praat oor my identiteit. Sure. En dit is die eerste ding wat die Here kom doen wanneer ons praat oor vrees. Hy kom praat oor jou, oor wie jy is. Want as jy besef wie jy is, het jy nie nodig om vrees in te gaan. Ek het verlede jare 'n bediening begin, I am daughter, wat gaan oor identiteit, wat gaan oor, as die Here vir jou kom sê het wie jy is, dan weet jy in proporsie tot wie hy is, waar jy staan. En as jy dit weet, weet jy mos wie hy is. So hoekom is daar spasie of ruimte eers in ons gedagtes vir iets soos vrees? Want hy het alle vrees met sy liefde kom wegvat. En in daai momente wat die Here met my kom praat het oor my identiteit, oor dit wat hy beplan vir my. Die ander ding wat ek duidelik onthou van daai eerste naweek in ICU is dat jy altyd 2 liedjies opgekom wat die Here gebring het. Die hele liedjie het my ontgaan. Elkeen se van die liedjies het ek net een sinnetjie onthou. Die eerste liedjie is gaan oor I surrender. En toe ek na die tyd gaan kyk, het daai spesifieke liedjie se surrender gaan oor, sal jy ruimte maak vir my om in jou lewe te doen wat ek wil doen? Sure. Sal jy die religion en die goed wat jou vashou laat gaan, sodat ek in jou lewe 'n werk kan kom doen? En die tweede een was I will worship and I live to worship you. En daai was nog altyd een van my deep priorities, om te worship en om die Here te loof, en sing is deel van my menswees. Die mense sal altyd sê jy het 'n liedjie vir elke ding. Sê 'n woord en ek gaan vir jou 'n liedjie gooi vir hom, want musiek is so deel van my lewe en sang en dis in jou DNA. Dis daar. En dis in jou DNA. Kan nie beklei teen dit nie. En daai saam met die Here se teenwoordigheid en net die engele rondom my gevoel in die ICU het so 'n bemoediging gebring en so vrede gebring, dat daar nie ruimte was op daai stadium om enigstens vrees te hê vir dit wat voor lê nie. 'n Rustigheid, die Bybel praat van peace that's beyond understanding. Jy verstaan nie hoe dit werk, jy weet nie waar dit vandaan kom nie, maar die Here is besig om dit te doen. Ja. En op 'n soewereine manier. Absoluut. So die volgende wonderwerk in hierdie verhaal was die proses wat hulle toe moet volg om die herstel te doen, is jy het 'n linker en 'n regter lewerpypie wat hulle weer moet vind, want dit is nou afgesny. So hulle moet nou deur die lewer gaan om hierdie pypies te soek, die 2 spesifiek is wat dan nou onder by die pypie uitkom, sodat hulle die hegging weer kan maak. En dit is 'n geweldige moeilike operasie om te doen. Die persoon wat dit in Suid-Afrika gedoen het op daai stadium afgetree. En daar was nie iemand wat formeel nog sy plek ten volle oorgeneem het nie. En daai spesifieke week wat ek in die hospitaal was, wat ek daai operasie nodig gehad het, het 'n internasionale kenner van Switserland was in daai hospitaal om die studente te kom leer. Come on. En hy het daai operasie waargeneem. Weet Dr. Bernard het ingekom en gesê, guys, 2 tot 3 operasies gewoonlik om hierdie pypies albei gevind te kry, so let's do it. Maar ek weet op daai stadium het Kevin 'n army agter my opgerig wat bid. En hy self het ure en ure spandeer net om te bid. So selfs ek het nie gebid in daai tyd nie. Want daar was mense wat gebid het. Want dit wat die Here vir my kom sê, dis ek en jy in hierdie plek. En ek het 'n army gehad wat rondom my is, die liggaam van Christus het as 'n liggaam opgetree en gebid. En daai operasie deurgegaan en met die eerste operasie beide die pypies gevind wat hulle nodig het om die tweede operasie te doen vir die hegging te moes veroorsaak. En letterlik dieselfde middag wat hulle my uitgesit het, dit was my laaste aand in ICU, die volgende oggend was ek reeds gesond genoeg dat hulle my kon terugskuif na 'n gewone chirurgiese saal. En toe moes ek 'n week in daai saal bly tot die volgende maandag vir die groot operasie. Dit gaan oor infeksietellings en jou liggaam kans te gee om herstelling te doen en 'n klompie goeders wat verhoed dat hulle nie dadelik die operasie kan doen. Een van die groot bekommernisse wat daar was is
omdat die gal van die lewer in die buik inloop en die infeksies en goed kan veroorsaak, is dit hulle groot bekommernis, dat die infeksietelling moet laag wees en dat hulle my buik moet uitspoel. So dit beteken dan hulle haal en gory dita. Haal alles uit en was alles en sit alles terug. Ja. Sodat hulle die operasie kan doen en kan terugwerk en dat daar nie infeksie na die tyd kan gebeur nie. Ja. So ek word toe die maandagoggend in die uit die saal uit teater toe gestoot en Kevin kon nie betyds daar wees die oggend nie verkeer in Kaapstad kry. En toe ek in die voorgedeelte van die teater inkom, kry nie narkotiseer my daar wat ek nog nooit ontmoet het nie, en dis die lieflikste Christen vrou wat jy in jou hele lewe sal ontmoet. Ja. En sy het vanoggend al gebid en sy voel net sy wil nou ook saam met my bid. Oh, wow. En saam met my gebid en toe Kevin daar aangekom het vir hom 'n ruimte gegee om gou in te kom en net te kom hallo sê. En die vrede en die comfort om te weet ek gaan in hierdie operasie sal en ja, ek vertrou die dokters, dis die beste in die veld wat daar is om dit te doen. Maar ek het ook 'n bondgenoot in 'n Christen sussie wat saam met my in hierdie saal kan ingaan. Ja. En terwyl die operasie aangaan, weet ek daar's iemand daar terwyl ek oop is wat bid vir my. En daai is iets wat jy nie vir mense kan beskryf nie. Dit bring net en hoe die Here daai georkestreer het, dat dit die persoon is wat gekies is om die narkotiseer te wees van daai operasie. Ek dink dit was 5-6 ure later, my uitgestoot terug ICU toe vir 3 dae. Ek het minimale pyn gehad. Ja, want ek het nou gevra, is die pyn toe nou al weg? Pyn, minimaal. Ja. Ek kon daai selfde dag opstaan en rondloop. Ek het nou nog steeds al die dreineringspype en dinge gehad soos wat jy op die foto's gesien het. Maar die pyn was nie daar nie. En selfs die wond was net bonatuurlik, was dit net nie daar nie. En toe deel van die toetse wat hulle moes doen was om te kyk was daar infeksie en hulle kon geen infeksie of bakterieë in die wonde kry of enige plek in my buik nie. En vir hulle as die mediese span was dit ongehoor. Ja. Want hulle moes daar 'n bakterie van 'n dag oud gewees het, maar daar was niks. En dis die volgende wonderwerk dat daar geen neeweffekte was van daai gal wat in die buik ingeloop het nie. En letterlik binne 2 dae het hulle my weer teruggeskuif na die gewone saal toe en teen daai Saterdag het hulle my ontslaan. Jo. Maar dit is so fantasties om te hoor die een getuienis op die ander, die wonderwerke wat die Here gedoen het. En dit as jy terugkyk om te sien maar die vrede wat hy vir jou gegee het van die begin af. Ja. Dat jy dit ervaar het tot op die einde. Want daar was 'n vraag wat ek gedink het ek moet jou vra, hoe het jy gekoop? Hoe het jy gekoop om nie vrees toe te laat nie, maar dis vanselfsprekend wanneer die Here in jou teenwoordigheid is en hy openbaar homself, dan gaan daai vrees weg en dit is soos jy kon in sy rus ingegaan het. Maar as ons nou kyk na klomp mense om ons, elke dag is daar iets wat ons moet face. Jy weet wat vrees kan die deur van vrees kan oopmaak. En watter woord kan jy of aanmoediging of bemoediging kan jy vir mense gee om in die Here se rus te kan inkom wat jou verstand te bowe gaan dat jy nie nodig het om in daai vrees te kan leef nie? Ek dink daar's 'n paar goeders wat die Here kom doen het. Een van dit was terwyl ek daar was toe ek die eerste keer na die gewone saal toe geskuif is. En ek besef, want op daai stadium het hulle nie geweet hoe lank my herstelproses gaan wees nie, omdat hulle nie geweet het wat die skade regtig is nie. En of daar infeksie is en weet met hulle weet daai tipe van goed nie. So daar was 'n gesprek op daai stadium om te sê 2 na 3 maande wat ek in die hospitaal gaan moet tyd spandeer. En in my kop was dit soos, liewe genade, hoe gaan ek dit maak in 'n hospitaal vir so lank? Sure. En wat die Here met my kom praat het oor, kom ons maak ons babbel. Ek en jy in die hospitaal, dis ons strategie. En jy gaan nie dink aan 'n wêreld daar buite nie, jy gaan nie dink aan 'n November, 'n Desember, wat ook al nie. Jy gaan saam met my in hierdie plek wees en we're just gonna be. En daai is die strategie wat die Here vir my kom gee. Vir iemand anders gaan hy 'n ander strategie gee. Maar omdat die Here weet hoe my koppietjie werk, Ja. was dit wat hy met my kom deel het.
En ek dink die tweede en belangrike ding is, jy doen nie die ding alleen nie. Ja, dit is ek en die Here in 'n babbel, maar ek het geweet, in die agterkop, daar's mense hier buite wat bid. En toe ek uitgestap het, was dit een van die goed wat die Here vir gesê het, hierdie is nie jou oorwinning alleen. Dis nie jou getuienis alleen nie. Hierdie is die liggaam se getuienis, omdat die liggaam saam gebid het, omdat daar 'n samewerking was wat hierdie ding deurgedruk het en deurgedra het. En dan die ander ding wat my so belangrik is Kevin wat so gebid het en wat daar was en soveel van die stres op hom geneem het op daai stadium, weet, want ek dink as sy kant van die storie gaan net so getuienis wees vir iemand oor hoe om te cope in sulke situasies. En hoe belangrik dit is om iemand in jou lewe te hê wat die Bybel praat van equally yoked. Ja. Julle werk saam na 'n doel, julle is op pad na iets toe en die Here is die middelpunt van daai gesprek. En daai is die goed wat maak op die einde van die dag dat jy nie in 'n vreesplek ingaan nie, jy raak rustig want die Here is besig om hierdie ding vir jou uit te werk. Ja, absoluut. Dit toe jy nou sê om iemand te hê wat saam met jou kan bid, daar gaan dalk nou iemand sê, ja, maar ek het nie iemand wat saam met my bid nie. Maar kyk, in jou geval, toe Kevin nie daar kon wees betyds nie, het die Here iemand anders te gestuur. So as iemand vandag na hierdie getuienis luister en sê, maar ek het niemand wat saam met my kan bid nie, die Here kan enige iemand gebruik om op jou pad te kom om saam met jou te bid. Jy gaan nie alleen wees nie. As jy die Here vra, Here, stuur vir my hulp. Ek het iemand nodig wat saam met my kan bid. Ek kan nie alleen hierdie ding face nie. Ek kan nie alleen oor hierdie ding bid nie. Ek het hulp nodig. Stuur vir my iemand. Dan gaan jy verbaas wees om te sien wat die Here kan doen vir jou. Dit is so wonderlik om dit te kan beleef waar jy kon dit sien in jou lewe. Toe Kevin op daai oomblik absent was, het die Here iemand anders vir jou gestuur om vir jou te sê, I've got this, I've got this. Wat se woord het jy vandag vir die kykers, Karike? Ek dink die belangrikste ding is om te weet dat die Here jou nooit los. Jy's nooit alleen. Dat maak nie saak wat die omstandighede is waardeur jy gaan nie. Jy het 'n comforter. Jy het 'n versterker. Jy het 'n redder wat reg staan om jou te red. En soos wat Janita gesê het, die belangrikheid, vra vir die Here, ek het dit nodig. Stuur vir my iemand. Geef my wysheid, want die Here ken jou in die diepste van wie jy is en hy wil jou help. Karike, baie dankie vir jou getuienis. As mense met jou in kontak wil kom, veral oor identiteit en daar's soveel wat jy kan deel oor identiteit van 'n vrou en oor dignity. Ons het nou ongelukkig nie oor dit kon gepraat het nie, maar ek is seker daar's mense wat sal uitreik na jou toe, wat wil 'n pad stap, weet of raad nodig het. Waar kan hulle jou in die hande kry? Ek kan my e-posadres vir jou los en hulle is meer as welkom om my e-pos te stuur. Fantasties. En kontak te maak. Ek dink die belangrikheid is dat mense besef daar's mense wat vir jou wil lief wees en met jou pad wil stap. En die vyand gaan probeer of jy te sê daar's niemand. Jy's alleen. Ja. En dis nie die waarheid nie. Wel, daar het julle dit gehoor. Karike is beskikbaar vir julle. So julle kan nie sê daar's niemand wat vir julle wat saam met julle kan bid nie. Karike, baie dankie. Ons waardeer dit en van die getuienisspan, het jy ook 'n beker? En nou het jy en Kevin 'n beker. So julle kan al twee lekker sit en koffietjie drink. Mag geniet dit en mag die Here julle seën en hy sy engele vooruitstuur om julle die pad gelyk te maak vorentoe. Mag hy julle kragtiglik gebruik en julle hartsbegeerte tot vervulling sal kom. Amen. Dankie. Ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom. Super. Woohoo. Nou moet ek dink ek moet hom heeltemal oor. Sorry, dat was 'n blooper. Okay. Ek het met ek. Dis nou take two. Take 5.